Ons gaan nou die 105ste keer saam lees uit die boek Openbaring en die laaste keer uit Openbaring 19. Ons lees vanaf vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn, van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000, en die vlees van sterkes en die vlees van perde en die vlees van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leers. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit sy mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. In hierdie gedeelte word die grootste dag op aarde aan ons beskryf. Dit is die dag wanneer Jesus terugkeer met sy wederkoms, wanneer hy in die hemele sal verskyn. Dit is ook die dag wanneer 'n engel in die son sal staan en die voëls oproep tot 'n groot maaltyd. Dit is 'n dag wanneer die anti-kris en sy weermagte by Armageddon versamel sal wees. Dit is 'n dag wanneer die anti-kris en die valse profeet in die poel van vuur gewerp sal word. Maar nou sien ons ook vers 21, en die ander is gedood met die swaard wat uit sy mond gaan, van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Dit is 'n dag wanneer elke vyand onder Jesus se voete gestel sal word. Hier kan ons weer vir 'n oomblik teruggaan na Genesis 3 vers 15. Die belofte is gemaak dat Satan onder Jesus se voete vertrap sal word. Hierdie belofte reik nou verder as net die Satan, maar elke liewe laaste vyand. By Jesus se wederkoms op die grootste dag op aarde sal die anti-kris, die valse profeet en elke ander rebel, die rebellie wat juis in Genesis 3 vers 15 begin het, onder sy voete gestel word. So het die rebellie oor die jare in menslike hoogmoed en trots gegroei, totdat die mens uiteindelik in selfstandigheid by Armageddon onder Jesus se voete vertrap sal word. Die rebelle, 10 konings en hulle leers, wat nog oorbly nadat die anti-kris en die valse profeet nou reeds gevange geneem is, sal nou doodgemaak word met die spreek van 'n woord. Jesus sal hulle slaan met die swaard wat uit sy mond uitgaan. Jesus beklee 'n drievoudige amp: profeet, priester en koning, die manus triplex. Ons verstaan dat hy hierdie 3 ampte nie gelyktydig beklee nie. In Jesus se aardse lewe het hy opgetree as profeet deur net te spreek wat die Vader vir hom gegee het om te spreek en nie uit homself nie. Johannes 6 vers 38 en 8 vers 28. Met Jesus se kruisoffer is hy nie net die priester nie, maar ook self die offer. So leer Hebreërs 3 vers 1, 9 vers 24 tot 26 ons. Hy is tans ook die hoëpriester wat in die hemel as advokaat vir ons intree. Hebreërs 4 vers 14, 1 Johannes 2 vers 1. Met Jesus se wederkoms sal hy egter terugkeer as die pasgekroonde koning van die konings, Openbaring 19 vers 6. Met Jesus se eerste koms het hy as dienskneg neergedaal, om sy lewe as losprys aan die kruis te gee.
Hy was onder die voete van die goddelose wêreld vertrap en opgehang aan 'n kruis. Met sy tweede koms is dit egter anders. Dan kom hy as die oorwinnaar, wat al sy vyande onder sy voete sal stel. Jesus Christus het homself verneder tot die dood van die kruis en daarom sal hy uitermate verhoog word. Sy vyande sal almal onder sy voete wees en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Filippense 2 vers 11. Daar kom egter 'n dag wanneer die aardse bestel uiteindelik verby sal wees. 'n Dag wanneer aan die einde van die tyd Jesus die koningskap sal oorgee aan sy Vader. 1 Korintiërs 15 vers 28. Watter dag is dit? 1 Korintiërs 15 vers 25. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Ons lees die 106ste keer uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 20. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Jesus Christus se aardse koninkryk is 'n realiteit wat in aanvang geneem sal word by sy wederkoms. Matteus 25 vers 31. Dit is wanneer hy op die troon van Dawid sal sit, soos lank reeds geprofeteer is. Jesaja 9 vers 6. Wanneer hy op die troon van sy vader Dawid sit, sal al die nasies wat deur die verdrukkingstyd nog lewe voor hom gestel en versamel word. Matteus 25 vers 32. Sommige nasies sal hier met die dood getref word. Hulle staan as die boknasies bekend. Nadat die anti-kris in die middel van die groot verdrukking homself as God verklaar, sal 1260 dae verloop tot by Jesus se verskyning op die wolke. Openbaring 12 vers 6. Hierdie boknasies wat die anti-kris gevolg en aanbid het en Israel verdruk het, sal 30 dae lank geoordeel word voor die troon van Jesus Christus in Jerusalem. Aangesien die tyd van vir hulle sal verloop tot 1290 dae, Daniël 12 vers 11. Hierna sal die skaapnasies, die welgelukzaliges, vir 45 dae beloon word, Daniël 12 vers 12. Dit is wonderlik om te sien dat God se beloning langer neem om uit te deel as sy oordeel. Vir die tyd van Jesus se aardse koninkryk sal alle nasies een keer per jaar optrek na Jerusalem vir die groot sametrek van mense wat oor die wêreld bymekaar gaan kom. Sagaria 14 vers 17. Hulle sal optrek om Jesus Christus op sy troon te aanbid. Openbaring 15 vers 4. Hierdie sal dan die lang verwagte koninkryk van Jesus Christus wees, wat hy self van gepreek het op aarde, Matteus 4 vers 17. Dit is nou uiteindelik die tyd wanneer Jesus die koninkryk vir Israel oprig, soos sy disippels hom daaroor uitgevra het net voor sy hemelvaart, Handelinge 1 vers 6.
dit is hierdie koninkryk waarin ons ook sal deel, waarvan die verloste bruid in hulle hemelse lied gesing het, dat ons saam met hom as konings op aarde sal heers, Openbaring 5 vers 10. Hierdie koninkryk is die antwoord op gebed, dat God se koninkryk op die aarde moet kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde, Matteus 6 vers 10. Dit is hierdie koninkryk wat alleen beerwe kan word indien iemand weergebore is, Johannes 3 vers 3. Daar was oor al die eeue 'n verwagting wat deur die profete geskep is in die Ou Testament en 'n verwagting wat deur Jesus se aardse bediening verder aangewakker is. 'n Verwagting van 'n fisiese sigbare koninkryk. Oor die eeue was die tye en geleenthede en spesifikasies van die koninkryk die mens nie bestem om te weet nie. Daniël 12 vers 4 en vers 9, Handelinge 1 vers 7, 1 Tessalonisense 5 vers 1. Dit is nou aan ons in die boek Openbaring geopenbaar dat Jesus se koninkryk op aarde sal wees aan die einde van die tydperk wat die groot verdrukking genoem word, Matteus 24 vers 21. Wanneer die rots wat loskom, Nebukadneser se beeld getref het en 'n einde maak aan menslike regerings op aarde, Daniël 2 vers 34 en 35. Terwyl al hierdie dinge gebeur in Jerusalem, wat sigbaar is, begin Openbaring 20 vers 1 tot 6 met die onsigbare dinge in die geesteswêreld. En hierby gaan ons stil staan om te kyk watter onsigbare dinge gebeur in die agtergrond terwyl die sigbare koninkryk van God op hande is. Ons lees die 107de keer uit die boek Openbaring. Ons lees weer die eerste 6 verse van Openbaring 20. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Die gedeelte wat ons pas gelees het, verwys na Jesus se aardse koninkryk. 'n geleentheid wat sal aanbreek wanneer Jesus terugkeer met sy wederkoms. Die onsigbare dinge wat agter die skerms gebeur, is waarvan ons lees in vers 1, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Die engel daal uit die hemel neer. Die duiwel kon nie in die hemel gevang word nie, want hy is reeds die hemel ontsê, Openbaring 12 vers 8. Die duiwel is op die aarde neergewerp in die groot verdrukking, Openbaring 12 vers 9, en daarom daal die engel neer vanuit die ontoeganklike lig, 1 Timoteus 6 vers 16. Hy sou dit alleen doen in opdrag van God, aangesien engele dienende geeste is wat uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid beerwe, Hebreërs 1 vers 14. Johannes sien die engel met 2 goed in sy hand. Hy het die sleutels van die afgrond in sy hand in die eerste plek. Dit verwys na God wat mag het en soewerein is oor alles wat geskape is. Sigbaar en onsigbaar. God alleen is die een wat deure kan oopmaak en toemaak, Openbaring 3 vers 7. Die sleutel in die hand van die engel wat van God gestuur is, wys ons op God se mag oor die bose.
Dit is nie die eerste keer dat ons van hierdie sleutel in die boek Openbaring lees nie. Glo dit of nie, maar God het hierdie sleutel in Openbaring 9 aan die duiwel self gegee om die onderwêreld oop te sluit. Sonder huiwering het die duiwel dit gedoen en vanuit die afgrond het bose, skorpioenagtige demone opgekom om die aardbewoners 5 maande lank te pynig. God het die duiwel alleen toegelaat om dit te doen. Nou sal die mag in die hand van die engel wees om die duiwel toe te sluit. Johannes sien ook die engel met 'n groot ketting in sy hand. 'n groot ketting vir 'n groot vuurrooi draak. Kettings word gebruik om 'n dier, in hierdie geval 'n draak, die duiwel vas te bind. 'n Hond wat 'n gevaar is vir kinders word aan 'n ketting gebind, om te verseker dat hy geen skade aanrig nie. Die groot ketting in sy hand is vir die brullende leeu wat rondloop en soek wie hy kan verslind. 1 Petrus 5 vers 8. Hy sal, soos die engele wat gesondig het in die dae van Noag, gebind word. Hierdie gevalle engele word in kettings bewaar vir die oordeel. 2 Petrus 2 vers 4. So sal die duiwel alleen vrykom wanneer God besluit, dit is tyd om die leeu los te laat. Ons lees vir die 108ste keer uit die boek Openbaring, Openbaring 20 tot vers 6. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Ons het reeds gesien dat hierdie gedeelte handel oor Jesus se aardse koninkryk wat sal begin, soos Matteus 25 vers 31 sê, by sy wederkoms. Ons het reeds vasgestel dat 'n engel uit die hemel neerdal. Dit is wat agter die skerms gebeur om hierdie vrederyk uiteindelik 'n realiteit te maak. Nou sien ons die engel dal neer met kettinge en die sleutel in sy hand. Uiteindelik dan word die draak in hegtenis geneem. Vers 2 en vers 3 sê, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. Hierdie verse beskryf hoofsaaklik 5 dinge wat met die duiwel gedoen sal word in die aanvang van die 1000 jaar van vrede. Hy sal 1 gegryp word deur die engel wat uit die hemel neerdal. Ons lees dikwels van sterk engele in die Bybel in onderskeid met gevalle waar daar net van 'n engel gepraat word. Hier vind ons 'n gewone engel wat die duiwel gryp. Dit spreek boekdele van God se mag oor die duiwel. Die duiwel is magteloos teen hierdie engel wat hom gryp. 'n Leeu word nie net gegryp soos 'n skoenlapper wat op 'n klip sit nie. Tog het die duiwel geen wegkomkans nie. Hy word dan 2 gebind met 'n groot ketting. 'n Duiwelbesetene kan nie sommer eers met kettinge gebind word nie. Markus 5 vers 3. Wat nog van die duiwel self? Johannes sien egter 1 engel hom gryp
en bind in dieselfde asem. Dit bewys net weer dat die duiwel nie kan homself enigstens loswikkel van God se opdrag nie. Hierna is die duiwel dan in die afgrond 3 gewerp. Die oorspronklike Griekse woord vir afgrond verwys na 'n soort bodemlose put. Hierdie woord vind ons in Openbaring 9 vers 2, vanwaar die demone losgelaat word. Ons vind dit ook in Openbaring 11 vers 7, vanwaar die Antichrist kom. Nou sal die draak, die duiwel, hierin gewerp word, soos 'n geharde misdadiger binne 'n tronksel met minagting gegooi word. Dit was sy begeerte om van die begin af op te klim in die hemel en sy troon te verhef bo die sterre van God en te sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Jesaja 14 vers 13. Nou word hy neergewerp in die afgrond. Die bodemlose put word ook bo hom vierdens toegesluit. Uit hierdie gevangenskap is daar geen ontsnapping nie. Die afgrond word ook vyftens verseël. Sy mag op die bewoners van die aarde sal vir 1000 jaar weggeneem word. Vir meer as 6000 jaar het die duiwel die mens in gevangenskap gehou. Hy het mense gebind met sonde en ongeregtigheid. Nou word hy gebind en toegesluit. Wat is die gevolg van sy gevangenskap? Hy sal die nasies vir 1000 jaar nie kan verlei nie. Dit is sy hooftaak om die wêreld te verlei, soos ons dit ook gesien het in Openbaring 12 vers 9. Is dit nie hy wat aan die begin Eva verlei het nie? Geen wonder die Bybel noem hom ook hier die ou slang, soos in Genesis 3 vers 1. Vir hierdie en talle ander redes kan ek nooit aanvaar, so sommige beweer, dat ons nou in die 1000 jaar van vrede lewe nie, postmillennialisme. Die duiwel is nie nou gebind nie. Hy verlei daagliks mense om agter hom aan te loop. Sommige beweer dat Jesus die duiwel by die kruis gebind het en daarom lewe ons nou in die geestelike 1000 jaar van vrede. Dit is egter nie waar nie. Jesus het nie die duiwel by die kruis gebind nie. Hy het hom deur die kruis oorwin. Hebreërs 2 vers 14. Soos 'n gewonde leeu wat reeds uit die trop uitgeskuif is, loop hy nog rond en soek wie hy kan verslind. Dominee Ad Olwagen het gesê, as ons tans in die 1000 jaar van vrede lewe, is die duiwel gebind met 'n baie lang ketting, want hy kom ons almal by. Al 5 hierdie dinge wys op die magteloosheid van die duiwel om iets in die 1000 jaar van vrede te doen. Hy is gegryp, gebind, in 'n afgrond gewerp, toegesluit en verseël.